Baie welkom by ons aanlyn diens. Dis vir ons so lekker dat jy vandag besluit het om saam met ons te kuier. As dit jou eerste keer hier is, wil ek jou graag uitnooi om 'n draai te gaan maak op ons webtuiste. Daar gaan jy meer inligting kry rondom Dr. Helderberg en dit waarmee ons besig is. Kan ek jou ook uitnooi om op die blokkie te klik wat sê kontak ons. Vul net die nodige inligting en ons wil graag met jou kontak maak. Ons is besig om kerk te hou by ons nuwe venue en ons het 2 oggenddienste waarvan jy kan kies. 'n 8:30 diens en 'n 10:15 diens. Nou weens die nuwe inperkingreëls is dit glad nie meer nodig om te registreer nie. Dis net wel baie belangrik om te weet dat Dr. Kids wat ons laerskoolkinders bedien, net tydens ons eerste diens gebeur. Fusion, wat ons hoërskoolkinders is, gaan ook tydens die eerste diens bedien word, maar hulle gaan eers begin sodra ons venue reg is op 'n Sondag. Nou ons wil graag vir jou uitnooi om jou kinders te bring en om ons dienste te kom bywoon. Kan ek jou vra om saam met my nou te kyk na die familienuus? Discover your real identity in Christ. Understand true intimacy with God. Live a life of integrity. Ignite your compassion, live your calling, and find your contribution. Understand your worldview, impact your workplace, and bring wholeness to society. We close the gap between theory and practice with practical application every week. We build community through small groups, practical activations, and worship. The Word of God is imparted through powerful teaching by Doxodeo leaders. Online. CCEP is a place where you grow and develop as an effective city changer. Enroll today to become the city changer God intended you to be. Die 6de November skop ons af met 'n manne 5:30 geleentheid wat elke eerste Saterdag van 'n maand gaan gebeur om 5:30 die oggend. Ons kom by mekaar by die Steenbras uitsigpunt en as jy na hierdie geleentheid toe wil kom, wil ons jou net vra om met Petrus kontak te maak. Sien jou daar. Waarderingsgeleentheid. Piknik. Baie dankie vir die jaar. Baie van. François, ek love dit as jy Dr. jou stoep stories met my gesels. Kykie Antoinette, 5 November. 5 November het ons 'n waarderingsgeleentheid. 7 uur die aand en ons wil net almal wat betrokke is in 'n bediening uitnooi na hierdie geleentheid. Ek kry sommer dit op dit so. Is dit? Ja. Die 14de November het ons 'n doopgeleentheid en ons wil jou graag uitnooi soontoe. Al wat jy moet doen is net met ons kontak maak deur net jou besonderhede by die infotoonbank op te gee, vir ons 'n e-pos te stuur of net die kantoor te kontak. Voor hierdie doopgeleentheid gaan daar 'n doopgesprek wees wat Dionel vir ons gaan fasiliteer om jou te help om mooi te verstaan waaroor gaan die doop en hoe belangrik hierdie stap is. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Vandag is ons besig met week 2 van ons Geared Up reeks.
En ons delf dieper in die Bybel in en leer vandag spesifiek oor die gordel van waarheid. Hierdie is 'n 7-week reeks en dit is iets waarop jy nie wil hê jou kinders moet uitmis nie. As jy nog nie gesien het hoe awesome ons Next Gen lokaal gaan lyk nie, hier is 'n paar foto's om julle saam ons opgewonde te maak vir die volgende seisoen. Ek wil jou vandag vertel van ons tweede life skill program wat suksesvol afgehandel is. Ons is so opgewonde dat mense wat geen hoop het nie, skielik weer begin leef met hoop. Kyk gou saam met my na hierdie storie. Hiermee celebrate ons tweede groep life skills leerders wat hulle sertifikate ontvang het by Doxa Deo Tygerwil. Before pop-up, I was hopeless and I was about to give up. Pop-up teach me know who I am, the importance of God in my life, the importance of reading the Bible, the importance of praying, the importance of knowing God, the importance of knowing who I am. I know who I am now because of pop-up, and I also know my dreams now, my goals and my future. Hello, my name's Ina Malan. I'm one of the facilitators with our current group in Pop-Up, giving them that hope about eternal life, but also the possibilities in their own lives here is making it a very rewarding experience. Baie dankie dat jy deel is van hierdie droom om 'n stad te verander en te impakteer. Ek wil vandag vir jou dankie sê. Dankie dat jy finansiëel bydra om stories soos hierdie ook moontlik te maak. En vandag as jy jou eerste van jou inkomste bring, is daar 3 maniere waarop jy dit kan doen. Wel, jy kan in die eerste plek, as jy by ons auditorium is, kan jy kontant gee, maar op die skerm is daar nou 'n SnapScan opsie en 'n EFT opsie wat jy ook van kan gebruik maak. Dankie dat jy die eerste van jou inkomste saai. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan eer met die gee van ons finansies. Amen. Vandag gaan jy vreeslik baie geniet wanneer Henry die woord met ons bedien. Goeiedag julle, dit is vir my baie lekker om vandag saam met julle te kuier. Ons is besig met die reeks More Than a Song en vandag sluit ons hierdie reeks af. So ek het die voorreg om die laaste preek in die reeks te doen en wat 'n amazing reeks was dit nie. Ons het gekyk na hierdie reeks en ons het nou gehoor dan dat aanbidding is meer as net ons liedjies wat ons sing. Ons het geleer dat aanbidding is 'n lewenswyse, dit is 'n uitdrukking van my liefde vir God, my verhouding met God en my elke dag se lewe en my elke dag se funksionering oral waar ek betrokke is. So ons het ook geleer dat hierso dat aanbidding vind plaas, dit vind sy plek waar ons agterkom wie en wat ek gemaak is en waar ek tot skepping, waar God my geskep het en gesê hierso ek maak iemand na my beeld. Iemand waarmee ek in verhouding wil leef. En uit daai wete kom ek en sê, Here, ek wil my lewe vir U gee. Ek wil U aanbid op alle vlakke van my lewe. Nou gebeur lewe. So ek uit my ervaring het ek al baie op Sondag gesit in die kerk en dan sê ek, Here, alles vir U. Weet ek bou daai altaar, ek sit myself op hom neer. Maar dan kom Maandag en dan gebeur lewe.
En dan al my plannetjies van gister, dan sê hulle mos, julle ken dan AWOL, alles gaan net AWOL, al my planne is weg. AWOL staan ons vir absence without leave. So, en nou sit ek in hierdie situasie en sê, hoor hierso, hoe lyk die pad vorentoe? Wat gebeur? Hoekom is dit dat ek op een oomblik so 'n moment kan wees waar ek weet, Here, ek wil U aanbid met alles wat ek het. En dan is dit asof die wêreld jou net insluk en jy is net besig en gaan jy op 'n trant aan en ek wil vandag met julle 'n bietjie deel my ervarings in die lewe. So ek weet nie of jy al op so 'n plek was waar jy gevoel het, hoor hierso, ek wil nie hierdie goed doen nie. Ek wil nie hierdie besluite maak nie. Here, help my. Ek wil net uit hierdie groef uitkom, net om ten volle U te aanbid in elke area van my lewe. En ek wil graag met julle 'n storieetjie deel uit Eksodus 32. Ons almal ken die storie van die Israeliete wat uit Egipte uitgekom het en waar Moses hulle hierdie pad gelei het en dis so 'n amazing storie, maar dis so ook partykeer voel ek wil my kop in die skap as ek die storie dis want die amazing ding is God kom en hy gee 10 plaae. Okay, waarvan ons weet die laaste plaag moes die Israeliete die bloed teen hulle deurkosyne smeer en dit het veroorsaak dat hulle oudstes gespaar is. Wat 'n teken is van dit wat Jesus eendag sou kom doen. So hulle begin met hierdie amazing ding. Hulle sien al hierdie goed gebeur rondom hulle. Okay, nou is hulle uit en nou kom hulle by die see en die Here doen daar nog 'n amazing wonderwerk. I mean amazing, jy sit daar en die Here sê hoor hierso, Egiptenare is op pad om julle te kom vermoor en hier kom die see en hy split die see en jy loop deur en hy red jou. En hier is jy nou deur en jy is nou op pad en julle besluit nou julle gaan nou uitkamp hier onder berg Sinai. Moses sê vir die ouens, hoor hierso, julle gaan nou net hierso 'n bietjie kampeer, want ek gaan bietjie op na hierdie berg en ek gaan tyd met God spandeer om te hoor hoe lyk die pad vorentoe. Nou hierso is 'n hele proses wat begin. Dit begin omtrent hierso in Eksodus 12. Nou gaan Moses op, dan sy weg vir 'n dag en dan kom hy af en dan sê hy vir die Israeliete wat gebeur het. Dan gaan hy op, dan sy weg vir 3 dae, dan kom hy af en dan deel hy by die Israeliete wat God sê. En in hierdie proses sê hulle staan daar in Eksodus dat God het oor die berg gekom soos 'n wolk en daar was donderweer en alles betrokke en die mense was bewus van hierdie amazing teenwoordigheid waarmee wat hier op die berg was en waarmee Moses met God betrokke is en Moses gee vir hulle waarskuwing. Hy sê hoor hierso ouens, moenie julle koppe insteek nie want julle sal doodgaan van hierdie teenwoordigheid. God stuur hierdie waarskuwing uit. Maar dan wat gebeur is, Moses gaan weer op en hy spandeer 40 dae saam met die Here. En in hierdie tyd het die Israeliete besluit, hoor hierso, maar hulle wil iets aanbid. Dit is amazing, God het ons elkeen gemaak, elkeen se DNA wil ons aanbid. En hulle sê, hoor hierso, ons wil aanbid. Nou, onthou hierdie tydperk wat hulle vanuit Egipte gekom het tot op die berg of voet van Sinai, is 'n baie kort tydperk, ons praat van weke hierso. En nou sit hulle hierso, en wat doen hulle? Wat doen hulle om te aanbid? Hulle gaan na Aaron en sê, hoor hierso, ons wil 'n goue kalf maak. Kom ons maak 'n goue kalf en ons aanbid die ding. Nou hierdie ding het my baie gepla. Ek het gewonder, hoe is dit dat jy nou net uit Egipte uitgekom het? Jy het al hierdie wonderwerke gesien. Jy kom sit hier op die berg of die voet van 'n berg Sinai. Moses is al bo. En inteendeel van die leierskap was saam met hom opgenooi en sê hoor, kom op, maar hulle het gesê nee, so gaan jy maar alleen. En hulle sit hierso en hulle sien God se teenwoordigheid in die vorm van 'n wolk. En nou wil hulle iets aanbid en hulle bou 'n goue kalf. Hoe werk dit? Dit gaan my verstand te bowe. Maar die Heilige Gees kom sê vir my, ons moet onthou dat die Israeliete was vir hoe lank vasgevang binne in Egipte. En hulle voorbeeld van sukses, van hoe hierso jy het gemaak, was wat die Egiptenare gedoen het. Alhoewel hulle bewus was dat hulle eie God gehad het, hulle vorm of hulle voorbeeld van aanbidding was die Egiptenare wat hulle beelde en hulle gode gehad het. So vir hulle was aanbidding, hier staan 'n beeld en ek aanbid die ding. En toe neem ek aan die Israeliete besluit en hulle bou maar sommer nou 'n goue kalfie en hulle aanbid die ding want dit is die voorbeeld waaruit wat hulle uitkom, wat hulle gesien het. Alhoewel hulle geweet het
teen die een dat dis die verkeerde ding om te doen. Maar in uitdrukking is dit wat hulle geweet het hoe werk het. Iemand het een keer vir my gesê, hoor so om te kyk na aanbidding is nie aanbidding nie. En baie keer is dit maklik om vasgevang te word en sê, hoor so, ek kyk gou 'n preek, ek kyk gou praise and worship liedjie en dan dink jy is besig om aanbidding toe te pas. Nee, dis net jy kyk. Aanbidding is hoe jou liefde vir God uitdrukking vind in jou lewe. So toe wonder ek, hoe baie keer het ek nie hierdie eie goedjies wat ek aanbid as gevolg van gewoontes en tradisies wat in my verlede uitkom nie. En is dit nie dalk deel van die rede hoekom ek op maandag en dinsdae so vinnig ingesluk raak en my dinge wat ek op die altaar gelos het op 'n Sondag, my commitments in my hart wat ek wil gemaak het, is dit nie hoekom ek op 'n plek gekom het wat ek sê, hoor hierso, ek wil nie doen wat ek doen deur die week nie, maar hoe kom ek hier uit? Is dit nie dalk dit nie? Kom ek lees gou vinnig vir julle 'n skriffie. So dit is in Jesaja 29 vers 13. Dit sê, "These people say they are mine, but they honor me only with their lips. Their hearts are far away from me, and with their worship of me amounts to nothing more than human traditions that they have memorized and say by rote." So ons moet op 'n plek kom waar ons sê, hoor hierso, is ek besig om regtig te worship of word ek so 'n bietjie vasgevang in die tradisionele manier van dinge doen, dit wat ek gesien het vriende en my ma en familie voor my doen. Want ek sê dit is baie maklik om vasgevang daarin te word. En ons goue kalwe kan enigiets wees van tyd na eiendom, na posisie. Daar's baie goed wat jy na dit kan plaas. Wat kan verwysing wys na jou goue kalf toe. So ek wil vir julle gou 'n storie vertel of 'n verwysing gee uit die Bybel en die Here is so amazing want baie keer gebruik hy die goed in die natuur om ons te help om te identifiseer met waarmee hy besig is. En een van die dinge wat hy gereeld gebruik is 'n arend. Ons lees so baie keer in die skrif van arende en die vergelyking tussen arende. En Psalm 103 vers 5 sê die volgende: "So that your youth is renewed like the eagles." Nou, ek het so 'n bietjie gewonder wat hierdie beteken, so 'n bietjie gaan kyk oplees oor dit en daar's 'n groot debat rondom hierdie situasie, maar kom ons gaan met wat die woord sê. Your youth renewed like an eagles. So daar's 'n bold eagle of baie mense verwys na hom as die bergarend. Nou hierdie arend wat gebeur is, mense sal lees en hulle sê gewoonlik die arend word so tussen 30 en 32 jaar oud. Maar een ding wat interessant is, hierdie arend het 'n keuse om te maak op die ouderdom van tussen 30 en 32. So hy kan besluit, hoor hierso, wil ek verder leef of wil ek nie, want hy kan net daar doodgaan. Maar daar's 'n proses wat gebeur en wat gebeur is hierdie arende vlieg tot die boonste bergpiek, hulle kry 'n hoë plek om te gaan sit en dan begin hulle met 'n proses waar hulle eie vere uittrek. En ook hulle voorkant van hulle bekke stomp maak. En dan wat gebeur sê hulle is al hierdie vere en sy snavel groei dan terug. En dan wat gebeur is die arend het weer addisionele 40 jaar om te leef. So dan raak hy 70 jaar oud, maar hy het 'n keuse om te maak op die ouderdom van 30 dat hy wil aanleef of hy wil nie. En ek weet nie of net per toeval is die ouderdom van 30 of 32, maar toe ek die ouderdom sien toe so van maar dis regtig amazing om hierdie te sien en hoe is dit nie relevant tot ons eie lewens nie. Weet as ons op 'n plek kom waar ons sê hoor hierso ek wil regtig 'n lewe lei van aanbidding. Hoe daar 'n besef kom waar ons sê hoor hierso ons is klaar met die oud. Daar's 'n proses wat gebeur en soos daai arend wat vir 'n paar weke daar bo op die berg moet sit, homself afsonder en toelaat dat daar 'n proses binne in hom plaasvind, dat daar hernuwing is. Moet ons elkeen ook deur dieselfde proses gaan. Ons moet gaan kom op 'n plek waar ons sê Here, alles van my is nie. Paulus skryf so mooi, hy sê hoor hierso, ons moet daagliks ons verstand hernuwe, daaglikse keuses maak. So wat sit ek in plek om seker te maak dat daai hernuwingsproses, daai sade wat ek plant, dat dit 'n daaglikse en intentionele besluit is om te sê hoor hierso, alles vir U. Ek is 'n nuwe wese. Dit wat ek gedoen het, my voorbeeld wat ek gehad het, is iets van die verlede,
My nuwe voorbeeld is Jesus Christus. Die volgende skrif is Jesaja 40 vers 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So hierso sê die Here vir ons, hierso, hy vergelyk ons met die krag van 'n arend, van dat hierso ons sal krag kry wat ons sal maak bo ander plekke uitstyg. Een ding wat ek geleer het wat hulle ook sê van hierdie selfde arend, is dat hierdie ouens se vlerkspan gaan tot 2.3 meter, tussen 1.8 en 2.3 meter. En wat mens altyd sal sien is dat hulle flap nie baie hulle vlerke nie, want hulle harte is te klein, so hulle kan hulle self hartaanval gee as hulle vlerke klap, so hulle is baie afhanklik van lugstrome waar die arend saam beweeg. En hulle sê van kleins af leer 'n arend om met warm lugstrome op te gaan en dan ook so met die ander lugstrome te kan rondsweef en beweeg. En dit is vir my so amazing om te sê, hoor so, hierdie arend is nie afhanklik van homself om te kom waar hy wil wees nie. Hy is afhanklik van lugstrome, soos ons, waar Here sê, julle is afhanklik van die Heilige Gees binne in julle, nie van julleself nie. So as ek en jy 'n lewe wil lei van totale aanbidding, is dit nie moontlik om dit uit ons eie uit te doen nie. Want wat gebeur is, dan werk ons terug na ons verwysingsraamwerk toe, en dan word daar goue kalwe gebou. Maar ons moet absoluut vertrou en 'n verhouding met die Heilige Gees, om te sê, hoor hierso, die Heilige Gees gee my leiding, en die Heilige Gees gee vir my rigting, in elke area en faset van my lewe, waarheen om te beweeg. Of dit nou af is of op is, die Heilige Gees sal daar sou wees om ons te guide en ons rigting te gee. So, as mens nou dink aan hierdie, dan kom ons op 'n plek waar jy besef, hoor hierso, ek moet eerder alles voluit doen, ek kan nie goed halfmas doen nie, dis of voluit of alles. Nou, een van die voorbeelde in die Bybel, of een van die goedjies wat ons baie lees, is Johannes 12 vers 2 tot 3. Nou hierso, ek gaan hierdie stuk vir julle lees, in die meeste van die Gospels kan ons hierdie stuk gaan lees. Daar staan, daar het hulle vir Jesus ete gegee, Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring, en dit op Jesus se voete uitgegiet, en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Nou ons almal ken hierdie storie, waar Maria hierdie nardesolie op Jesus se voete uitgegiet het. Ek meen net na dit, vra die ouens van moeder, so kon sy eerder daai nardesolie verkoop het, vir 300 silwer muntstukke nie. Want sien, daai tyd was die ouens se beleggings omgesit in hierdie olie, en dit was half hoe hulle besittings beskerm het, en hier kom Maria, en sy giet alles op Jesus se voete uit, want sy sien die waarde in Jesus. Nou hierdie storie ken ons almal. Maar kom ek lees vir julle wat staan in een hoofstuk voor dit, in Johannes 11. En Johannes is amazing, en hy kom skep vir ons hierdie prentjie, hoekom het Maria al hierdie olie oor Jesus se voete uitgegooi? En daar staan, 'n man met die naam Lazarus was siek. Nou ons ken Lazarus, hy het siek geraak en hy is toe oorlede. Hy was in Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. En hoe amazing kom sit hierdie dinge nie van ons perspektief nie. Maria het 'n broer gehad, Lazarus, wat dood is, en Jesus kom wek hom op uit die dood. En Maria sien uit hierdie ervaring en kom agter wie Jesus regtig is. En sy gaan toe en sy gooi alles wat sy het op Jesus se voete neer. Die belangrike ding vir my en jou is ons moet agterkom en regtig besef hê dat ek en jy is saam met Jesus uit die doodheid opgewek. Ons is hierdie arende wat 'n nuwe vlerk het, wat 'n nuwe lewe het, wat die ou dinge is verby, die nuwe dinge het gekom. Ons is daai nuwe persoon, ons het daai nuwe identiteit. Ons vind ons identiteit binne in ons opstanding saam met Jesus Christus.
Nou hierdie proses is net iets wat elkeen van ons op ons eie kan gaan sit en besef en sê, Here, laat ek hierdie deel maak van my wese. Dit is 'n bewuste besluit wat ons elke dag moet maak, soos wat Paulus sê, elke dag moet ons besluit om ons kruis op te tel. Ek wil gou vir julle die laaste skrif lees. Die laaste skrif is in Romeine 12 vers 1. Because of God's great mercy to you, offer your lives as living sacrifices to Him. Dedicate to serving Him in a holy and pleasing way. This is your spiritual act of worship. So kom ons vat vandag hierdie skrif en weet dat hoorie daar is potensiële rooi vlae. Maar nou weet ons wat is hierdie rooi vlae. Ons gaan nie toelaat die dinge in ons verlede, die voorbeelde wat ons gehad het, die voorbeelde wat die wêreld vir ons stel, 'n invloed het op hoe ons die Here aanbid nie. Al wat gaan bepaal hoe ons die Here aanbid, is die feit dat ek 'n nuwe identiteit het, dat ek myself identifiseer dat dit wat Christus vir my gedoen het en my uit die dood uit saam met hom kom opwek het, laat ons soos Maria alles wat ons het op Jesus se voete kan kom neersit en sê, Here, alles van my is U sin. So dit is my baie lekker vandag om saam met jou te kuier en laat ons onthou, let your life be a song that inspires people to seek and follow Jesus. Dankie julle, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer net besef kan kom en hierdie amazing reeks van aanbidding kan afsluit. Vader, ons weet, Vader, nou dat U ons geroep het vir 'n lewe van aanbidding op elke area en faset van ons lewe. Vader, dankie dat U vir ons kom wys in U woord, Vader, dat ons nuwe wesens is. Of U het nou deur die natuur, Vader, kom wys of deur mense voorbeelde, Vader. Die voorbeelde is daar en laat ons elkeen van hierdie goeders ons eie kan maak. Vader, ek bid vir elkeen wat daar sit vandag op hulle stoel en hulle kar, Vader, by die werk. Vader, dankie dat U binne hulle gees so 'n realiteit en so bewustheid sal gee. Vader, dat elke woord en elke tree, Vader, 'n woord en tree van aanbidding sal wees, waar U verheerlik sal word, Vader. Dat ons reaksies op dit wat in die wêreld aangaan, Vader, U hart en U karakter sal dra. Vader, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle en mooi week verder. Baie dankie dat jy vandag hierdie diens saam met ons beleef het. Kan ek jou vra dat jy dit wat die Here in jou hart wakker gemaak het, of dit wat vir jou uitgestaan het, net vir ons share in die comment section. Tik dit vir ons daar, ons wil graag sien wat het die Here vandag in jou hart wakker gemaak en dit saam met jou celebrate. Dalk het jy vandag of onlangs jou hart vir die Here gegee en nou is die groot vraag, wat nou? Nou, ons het 'n ongelooflike hulpmiddel wat ons noem Groei, Eerste Tree met Jesus. Nou, hy is beskikbaar in Afrikaans en Engels en as jy op ons webtuiste 'n draai gaan maak, gaan jy sien daar is selfs video's wat saam met hierdie hulpmiddel werk. Kan ek jou vra om met Dion Nel kontak te maak sodat hy saam met jou of daardie persoon deur hierdie inligting werk om seker te maak jy verstaan dit mooi. Mag jy 'n geseënde week hê en ons sien jou selfde tyd, selfde plek volgende week.